Goeienaand, baie welkom by ons derde lesing en vanaand gaan ons gesels oor nutriënte. Onthou, ons het gesê ons tref 'n vergelyking tussen die fisiese fiksheid, gesondheid, daai beginsels en dit wat geestelik gebeur in terme van geestelike groei. So vanaand kom ons by daai gedeelte wat die parallel is tussen dit wat jy fisies inneem en dit wat jy geestelik inneem. Maar voordat ons daarin indelf, kom ons buig hoofd en bid ons saam. Heilige Vader, ons is dankbaar vir u liefde, vir u genade, dat u vir ons die geleentheid gee om weer by mekaar te kom vanaand, om meer te kan leer oor hierdie konsep van geestelike groei, en ons vra dat u vir ons omvanklike harte sal gee, dat ons sal hoor wat gedeel word, laat ons dit sal kan verstaan, en Here, mag dit nie net by verstaan bly nie, maar mag ons dit toepas in ons lewens. So leer ons in hierdie lesing, in Jesus naam alleen. Amen. Goed. Waarom nutriënte neem? In die fisiese aspek, hoekom het ons nutriënte nodig? Hoekom moet jy eet? Waarvoor is dit nodig? Wat doen dit vir jou? Sê weer? Om te lewe, verseker, om die liggaam van die nodige boublokke te voorsien, om te kan groei, herstel te bring waar skade aangerig is. Dit is die brandstof vir aksie. As jy nie eet nie, gaan jy nie die krag en die energie hê om te kan doen wat gedoen moet word nie, om aktief te kan lewe nie. En daar is primêr 3 tipes van voeding. Die eerste is 'n volle gebalanseerde maaltyd, soos 'n deeglike bord kos, ma se kos. Miskien kan ek dit so vinnig noem, so klompie jare terug in 2010, toe ons in die FSA klomp predikante, en dit was GC, so ons was soontoe, en ek wil graag 'n sekere plek se kos gaan eet. Maar die ander klomp wil stop by McDonald's en Burger King en so aan, en ek sê lus daarvoor nie, maar ek ry in die voorste bussie, ons is 3 bussies en ons is in radiokontak met mekaar. En ek sê vir hulle, gaan nie nou stop nie, wil stop waar hierdie plek is. Lang storie kort, uiteindelik toe ons 'n afrit kry, wat ek nou 'n bordjie sien wat sê hierdie restaurant is daar, trek ek daar af en hulle almal is McDonald's en Burger King en so aan toe, en ek gaan eet by hierdie plek. Die plek se naam is Cracker Barrel. En ek is mal oor die plek se kos. Dis die lekkerste kos. En ons klim terug in die voertuie so 'n uur later en ons ry, en toe ons wegry, toe sê hulle, ag, McDonald's daar is, maar dieselfde as McDonald's hier, en Burger King daar is, maar dieselfde as Burger King hier. Hulle vra vir my, wat het jy geëet? Ek sê vir my, ek het couscous geëet en gestoomde groente en daai tipe, oorie maar daai klomp se monde water. En so 'n paar dae daarna, toe stop ons weer by so 'n plek, en van hulle kom toe nou saam met my, want hulle wil dit nou sien. En 'n predikant met die naam Dennis de Klerk, hy vra vir die persoon wat ons gehelp het, hoe maak hulle sekere van die kosse wat ek nou geëet het gaar? Toe sê sy, nee, hulle braai hom so in 'n varkvetjie. Nou ja, ek het nie geweet nie. Maar ja, wat ek bedoel met 'n gebalanseerde maaltyd, is ene wat nie daai goed in het nie. So dit is nou 'n ordentlike bord kos, dis jou primêre voeding. Dan kry jy kitskos, dis nou daai McDonald's en Taco Bell en al daai tipe van dinge, en dan kry jy aanvullings. Nou 'n aanvulling is wat meeste mense na verwys as net 'n shake. Jy gooi so 'n bietjie poeier in en dan 'n bietjie melk of 'n bietjie water en jy skit hom en jy. Maar kan jy op dit lewe? Nee, kan jy op 'n aanvulling lewe nie. So, wat is 'n volle gebalanseerde maaltyd? Dis iets wat sorgvuldig voorberei word. Dit verg kennis en vernuf en moeite om dit aan mekaar te sit, maar dit gee vir jou optimale voeding fisies. En dan is dit waar jy jou werklike waarde daaruit kry. Dan kitskos is iets wat baie vinnig is. Jy berei dit self voor nie. Jy koop dit net. Jy het geen kennis nodig vir die voorbereiding daarvan nie. En dit het bevraagtekenbare voedingswaarde, want jy weet nie wat daarin is nie. Dit lyk miskien vir jou soos, wel, vleis, maar dit is nie noodwendig nie. Ek sien een keer in China, en daar is min lande as ek daar na toe reis, wat ek verkies om te eet soos hulle eet. Maar Thailand en China, nee. En ek gaan toe daar na plek toe en ek koop vir my Kentucky. En ek byt hom. En toe ek hom byt, hoender het 'n baie spesifieke tekstuur. Lyk mos amper so veselrige tekstuur. Toe ek so inbyt en ek kyk hom so, toe lyk dit soos calamari. Toe is ek nie meer lus vir Kentucky nie, want ek meen, hulle eet enige ding daar. So dis bevraagtekenbare voedingswaarde wat jy kry,
uit kitskos uit en dan 'n aanvulling, is ook baie vinnig, en dit het minimale voorbereiding aan jou kant, maar is onvoldoende voeding om volhoubaar op te kan lewe. Dis wat die fisiese aspek aan betref. Nou, is daar 'n geestelike toepassing? Johannes 6 vers 51. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. So ons kry 'n Bybelse vergelyking hier, wat hy eintlik praat van die geestelike, maar in terme van fisiese voeding. En dis presies wat ons nou doen. Ons gebruik dit as 'n metafoor. So, ons moet onsself afvra, is Christus my volle gebalanseerde maaltyd? Is dit iets wat ek self voorberei het, moeite mee gedoen het, kennis oor gehad het, of is hy my kitskos? Nou, hoe kan Christus kitskos wees? In terme van, ek het dit nie self voorberei nie. Baie mense bestudeer nie regtig hulle eie Bybel nie. Hulle gaan YouTube toe, kyk wat kry hulle daar wat interessant is. Maar weet hulle wat die inhoud is? Weet hulle of dit Bybels korrek is? Kan hulle dit evalueer? Nee, en baie keer is dit die grootste klomp gemors wat jy daar teekom. Absoluut onbybelse beginsels. Baie keer is dit die Bybel geïnterpreteer deur apokriewe boeke of ander bronne of totale verdraaiings van wat die Bybel werklik sê. So daai tipe van goed is geestelike kitskos. Dis eintlik baie ongesond vir jou. Dis beter om daai volledig gebalanseerde maaltyd te hê. En dan kry ons geestelike aanvullings. Dis nou goeie soos byvoorbeeld, weer eens, as jy 'n meer betroubare bron sou kyk op YouTube, of jy luister geestelike musiek ensovoorts, maar kan mens net op dit lewe. 'n Aanvulling is ook byvoorbeeld om te luister na 'n preek. Want hoeveel voorbereiding het jy gedoen aan die preek? Niks. Jy gaan kerk toe, jy luister. So ja, daar is waarde in, maar kan dit jou primêre kos wees? Is dit die primêre geestelike voeding wat jy moet kry, deur iets wat iemand anders voorberei het? Verseker nie. Jou primêre geestelike voeding behoort te kom deur jou eie persoonlike studie in die Bybel. Om te sien wat dit sê, sodat jy ook die geleentheid het, dat die Here met jou kan praat binne jou eie spesifieke konteks, en sodat jy kan groei in jou verhouding met hom. So, as Christus ons lewende brood is, besef ons werklik ons behoefte en afhanklikheid van God. Die Babel-sindroom, wat ons eerste aand bespreek het, lei tot ernstige oogprobleme. Ons sien onsself dikwels nie, soos wat ons deur God se oë lyk nie. Ons het baie keer 'n wanpersepsie oor onsself. Ons dink, weet jy wat, ek gaan kerk toe, ek's alright, ek's okay. Ek mis so nou en dan 'n naweek, wat ek nou nie kerk toe gaan nie, maar ek's alright. Maar ons moet onsself eintlik deur God se oë sien, om te verstaan hoe hy ons sien, sodat ons ook kan verstaan waar die uitdagings lê, sodat ons daaraan kan werk. Ons oogprobleem is 'n regte Laodicea probleem. Openbaring 13 vers 15 tot 19 sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uitspieg. Die Afrikaans is so mooi vertaal. Daai woord is nie spieg nie. Daai woord is braak. Wat is die verskil? Spoeg is 'n keuse, braak is nie. Braak is as jy iets in jou liggaam inkry wat so verwerplik is, jou liggaam moet van dit ontslaa raak, hy trek saam en hy werp uit wat ook al die probleem is. So is eintlik baie sag vertaal. Dit beteken dat daai nie koud of warm is nie, maak dat jy uitgebraak word, dat God jou moet uitbraak. Dit wat jy aan vashou, kan nie in sy omgewing wees nie. Dis van totaal en al onaanvaarbaar. Dan gaan hy verder, hy sê, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Kan jy daai verskil sien? Dink hy het ryk en verryk geword, aan niks gebrek nie. So kyk hoe sien die individu homself teenoor hoe God die individu sien. Totale ander prentjie en kyk nou. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere
dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Nou in hierdie spesifieke aspek, vers 18, ek raai jou aan om van my te koop, goud wat met vuur gelouter is. Ons kan nie nou in die volle detail ingaan nie, want daai goud wat met vuur gelouter is 'n verwysing na geloof. Goed, in wit klere, waarvan is wit klere 'n beeld? Van geregtigheid, daai aspek van jy is gereinig in Jesus Christus. So hierdie praat van interaksie met God, en dit het definitief ook te doen met om van God te koop, om die woord te bestudeer, om tyd te spandeer, om dit wat, ek wil amper sê geestelike kapitaal is, die tyd wat jy kan insit in die Bybel, te gebruik om te kan die waarde daaruit kry, sodat jy geestelik kan groei. So wat is die oplossing wat Jesus daar aanbeveel? Hy sê, ek raai jou aan om van my te koop. Koop, kom in transaksie met my, bestudeer die woord, deur die woord gaan jy meer leer van hom, en hy kan ook met jou praat. Ons gaan later, wanneer ons by gebed uitkom, ook sien, dis 'n interaksie, dis 'n twee-rigting kommunikasie, dis nie net een rigting nie, en meeste mense sê, maar die Here antwoord nie my gebed nie. Dan vra ek altyd, hoe gereeld luister jy? Want as ek met my vrou gaan praat, en die oomblik het ek klaar gepraat het, draai ek om en ek loop, kan ek klaar dat sy nie met my praat nie? Nee, jy moet kans gee om te luister. Nou soms antwoord die Here met jou, of antwoord die Here jou, deur jou studie van die woord, waar hy vir jou die beginsels leer, en partykeer baie relevant in jou lewe met jou praat. So, hoe koop ons van God? Kyk wat sê Jesaja 55 vers 1 tot 3, hy sê, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom gee julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Kan jy daar sien hoe duidelik is hierdie aspek van om met hom daai interaksie te hê? En dan vers 3, neig jou oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Nou Dawid, was hy in en van homself 'n goeie man? Nee, hy het groot foute gemaak, maar kyk, hy verwys spesifiek na die genadebewyse van Dawid. Soos vir die Here genadig was teenoor Dawid, so wil hy genadig wees met elkeen van ons, maar dan moet ons ook op die punt kom, wat ons daai probleme in ons lewens aanspreek, na die voete van Christus toe kom, en daar die genade kan ervaar, en gebou word deur hom, om te word, wat hy die potensiaal in ons geplaas het, om te word. So, nutriënte verwys na die bestudering van die woord spesifiek. Nou, meeste mense glo dat hulle die Bybel bestudeer, omdat hulle die Bybel lees. Ek het gedink op skool, ek studeer as ek lees. Ek het nie gestudeer nie, dit het in my punte gewys. Daar's 'n radikale verskil tussen om te lees en te studeer. As jy studeer, delf jy dieper, jy memoriseer, jy probeer letterlik daai brokkies goud, probeer jy ontgin, en dit lê onder die oppervlak. Dit is maklik om te lees, maar daar's fenominale dinge in die Bybel, wat die Here met ons wil deel, maar dit gaan nie van self kom nie. Ons moet die moeite doen, ons moet die werk insit, en is deur en deur die moeite werd om dit te doen. So, dis Bybelstudie, nie Bybel lees nie. Dis nie geestelike kitskos nie, is ook nie geestelike aanvullings nie. Bestudering is intens ontmoet met die Here in die woord, intense studie doen. So, is ons te besig om ordentlik voeding te kry? Kom ons kyk na hierdie beginsels wat nodig is.
Ons moet, wanneer ons die Bybel bestudeer, die beginsel van sola scripturae, moet ons toepas. Net die skrif. Beteken dat dit absoluut geen ander bron hulp kan bring nie? Nee. Die beginsels wat ons vat, kry ons uit die Bybel uit, maar verskeie ander bronne is nuttig om te gebruik, omdat dit vir ons dieper insig gee. Dit gee in sekere gevalle kulturele agtergrond ensovoorts. Ons gaan binnekort na van hulle kyk. Die volgende beginsel, tota scriptura, die hele skrif. Wat hierdie naam betref, veral in die kerk soos wat hy vandag wêreldwyd lyk, is dit 'n massiewe probleem. Die oorgrote meerderheid van die omtrent 35.000 denominasies in die Christendom. Gehoor wat ek sê? Dit is skrikwekkend, 35.000 denominasies. Met ander woorde, maniere om die Bybel te lees en verstaan. Oorgrote meerderheid van hulle sê, Ou Testament, skuif hom 'n kant toe. Ons lewe in 'n Nuwe Testamentiese bedeling. Is dit waar? Die Nuwe Testament is definitief die geïnspireerde woord van God, maar jy kan nie van die Ou Testament ontslaa raak nie, veral nie wat die eindtyd gebeure aanbetref nie. Want die boek Openbaring bestaan uit 404 verse. Van die 404 verse is 278 aanhalings uit die Ou Testament uit, of bou op beelde wat gevestig is in die Ou Testament. Jou kans om die boek Openbaring te verstaan, as jy die Ou Testament nie goed ken nie, is niks. Amper 3/4 van die boek Openbaring is gebou op die Ou Testament. So, derde ene, analogia scripturae, harmonie in die skrif. Die skrif kan homself nie weerspreek nie. Die oomblik wat dit lyk asof die Bybel homself weerspreek, kan jy maar weet, jou perspektief is nie korrek nie, jou perspektief moet aangepas word, totdat daai twee dinge weer in belyning is. Die oomblik wat hulle in belyning is, dan weet jy nou het jy die regte perspektief daarop. Daar moet analogie wees in die skrif, en dan geesgeleide interpretasie. Kardinale belang, wie die Bybel geïnspireer? Die Heilige Gees. En net die Heilige Gees kan werklik vir jou die Bybel ontsluit. En daarom is dit so belangrik, dat wanneer ons na die Bybel toe gaan, ons nie na die Bybel toe moet kom met mensekennis nie, ons is afhanklik van die Heilige Gees, wat ons lei, mensekennis help. Maar ek kan nie verseker, die oorgrote meerderheid van doktore en professore moet weer op 'n gereelde basis werk, is nie eers werklik gelowiges nie. 'n Groot gros van hulle, byvoorbeeld, glo nie Christus het uit die dood uit opgestaan nie. Nou kan jy 'n gelowige wees? In 2017 is ek by 'n akademiese kongres in Litouwe, en die hoofspreker, baie hoog aangeskrewe dame, June Boyce Tillman, begin te praat en sy sê, ek so dankbaar, ons het wegbeweeg van die bebaarde, kwaad, wreedaardige, manlike God, en kan nou begin om die vroulike, liefdevolle moeder God te aanbid. Wat 'n nonsens is dit? Toe sy klaarmaak, sluit sy haar hele rede wat sy gevoer het af, deur te sê, of dit nou Krishna, of Boeddha, of Jesus, of Mohammed, of wie ook al is, al die paaie eindig op dieselfde plek. Nee. En sy is een van die top aangeskrewe teoloë in die wêreld. Dis 'n probleem, want sy kom met mensekennis, maar God se kennis is op 'n ander vlak. Kan nie sonder die Heilige Gees nie, verseker nie. So, wat is die bestanddele wat ons nodig het vir hierdie ordentlike voeding wat ons vir onsself moet maak? Wat het ons nodig vir dit? Ons moet gaan kyk na die teks en vertaling. Teks en vertaling is van kardinale belang, want ons skryf verskillende tipes Bybels. As jy die Nuwe Lewende Vertaling gaan lees en jy dink jy gaan 'n diep studie in hom doen en jy gaan by die waarheid uitkom, jy het geen kans nie. Jy kan nie parafrase Bybels gebruik en dink jy, die boodskap kan hom nie gebruik nie. Hy gaan vir jou 'n mooi storie vertel, hy lees baie maklik, maar hy bly nie by die oorspronklike taal nie. Wat beteken jy gaan by waninterpretasies uitkom. Dit is beter om by die konservatiewe woord vir woord vertalings te bly. Altyd 'n beter keuse. Ons gaan kyk na die historiese konteks waarin dinge geskryf is, om dit reg te kan verstaan. As jy die konteks nie verstaan nie, gaan jy nie verstaan hoekom daar gesê word,
wat hulle sê nie. Jy gaan ook nie weet waarna hulle noodwendig verwys nie. Ons moet gaan kyk na iets soos progressiewe openbaring. Hoe verder jy in die Bybel lees, hoe meer word daar geopenbaar. So sekere dinge wat nog onder 'n sluier was in die Ou Testament of selfs in vroeë gedeeltes van die Ou Testament word baie duideliker hoe verder jy lees. So daar word al hoe meer geopenbaar en dis hoekom ons ook nie die Nuwe Testament kan weggooi nie. Want dis die nuutste openbaring met die inligting oor Christus. Goed? Kan ons net uit die Ou Testament alles verstaan wat ons verstaan oor die drie eenheid? Nee, ons kan nie. Ons kan nie, want daar's progressiewe openbaring wat vir ons meer inligting gee later in die skrif. Dan, ons moet gaan kyk na die grammatikale, die sintaktiese en die semantiese analise. Ons moet mooi gaan kyk na daai teks, hoe hy dit sê en wat hy sê, waarom hy dit op daai manier sê. Ek het hier al verwys, byvoorbeeld, wanneer ons kyk na daai Hebreëse parallelisme, hy sê dieselfde ding op 2 keer na mekaar, maar op verskillende maniere, en hoe daai dit vir jou duidelik maak. Ek het dit hier genoem, 1 keer, miskien 2 keer. Maar die volgende keer wat jy dit raak lees, gaan jy weet, okay, maar hier kan ek hierdie twee goeders vergelyk, en dit maak die Bybel vir jou duideliker. So dis eenvoudige beginsels om te onthou, maar wat vir die Bybel gaan oopmaak en gaan lewendig maak. En dan ook die teologiese konteks waarin dit geskryf is. Waarom sê die Bybel wat hy sê? Wat is sy doel? Sy doel is nie om 'n geskiedenishandboek te wees nie. Sy doel is nie om 'n wetenskaphandboek te wees nie. Dis kommunikasie van wie en wat God is en hoe hy met sy volk gewerk het en vandag nog werk. En dan die genres, baie belangrik om te verstaan. Jy kan nie alle genres in die Bybel op dieselfde manier lees nie. Jy kan nie Genesis en Exodus en Levitikus lees op dieselfde manier as wat jy Spreuke gaan lees of wat jy Hooglied gaan lees nie. Dit is verskillende genres, verskillende doel. Jy kan nie die evangelies lees op dieselfde manier as wat jy Openbaring gaan lees nie. Jy moet verstaan waarmee jy deel om te verstaan. Is dit letterlik, is dit simbolies? Wat is dit? En ons gaan net nou na so 'n voorbeeld kyk. Dan, daar's verskillende resepte, soos wat jy nou verskillende kos eet. Ons eet nie elke aand dieselfde maaltyd nie. Partykeer is jy lus vir hierdie tipe van ding, partykeer vir 'n volgende ding. Soos daar verskillende resepte wat gebruik kan word, verskillende metodes om die Bybel te bestudeer, wat dit ook vir mense lewendiger maak. Nou, een van dit is tema-studies, waar jy byvoorbeeld gaan 'n studie doen oor die seuns van God. Wie is hulle? Want party mense kom en hulle sê, maar die seuns van God is eintlik gevalle engele. Maar waar kom dan daai idee? Is dit 'n sola scriptura idee? Nee. Daai idee kom van die boek van Henog af. Die boek van Henog is 'n apokriewe boek. Nou hy verskyn letterlik in net een kerk. Die Ethiopiese ortodokse kerk het daai boek as deel van hulle kanon. Nie as die Rooms-Katolieke kerk aanvaar dit as een van hulle bronne nie. Goed? So volgens daai ene is seuns van God gevalle engele. Maar as jy net die Bybel gaan bestudeer, gaan die Bybel vir jou in Romeine 8 presies sê wie die seuns van God is. Hulle wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God, maar interessant genoeg, daai woord vir kinders is die woord huios. Kan nie vroulik wees nie. Dis 'n manlike, nie volwasse persoon. Met ander woorde, seun. Word gevalle engele deur die Heilige Gees gelei? Nee. Hulle kan nie seuns van God wees nie. Met ander woorde, dis 'n valse interpretasie dat gevalle engele gemeenskap gehad het met aardvrouens en dis waar die reuse vandaan kom. Dis 'n boek van Henog idee. Kom nie uit sola scriptura beginsels nie. So as jy glo in sola scriptura, gaan jy daai tipe van interpretasie verwerp. Nog 'n voorbeeld, die geestelike gawes. Baie mense dink die geestelike gawes kom net voor in 1 Korintiërs hoofstuk 12. Nee. Kom op 3 verskillende plekke voor. Elke lys het gawes in wat die ander lyste nie in het nie. En daar is nie 'n beperkte, daar's net soveel geestelike gawes nie. Die aanduidings is daar dat daar wel ander aspekte is waarin die Heilige Gees jou kan bekragtig wat nie noodwendig gedefinieer is nie. So dis nie 'n beperkte lys, hierdie lys is reg of daai lys is reg of daai lys is reg nie, en nie een van die lyste in die Bybel noem al die gawes nie. Goed? Dit dan 'n tema-studie, 'n ander voorbeeld, 'n karakterstudie, soos byvoorbeeld wie is Henog? Meeste mense as jy praat van Henog, dink onmiddellik, as jy oor die lewende hemel toe is. Nie noodwendig nie. Afhangende, hoor nou mooi,
Afhangende van watter Bybel jy lees, is daar 2 of 3 Henogs in die Bybel. Meeste Bybels noem 2, die Afrikaanse Bybel noem 3, die Engelse Bybel noem nie 3 nie. Hulle vertaal die naam anders in die Engelse Bybel, maar in die Afrikaanse ou vertaling gaan jy 3 kry. Goed? Nou 2 van hulle is voor die vloed. Die een was Kain se seun. Hy het gelewe voor die 7de van Adam af, Henog, wat lewend hemel toe is. En net so vir interessantheid, waar leer ons die meeste oor Henog? In die Nuwe Testament. Ons leer meer oor Henog in die Nuwe Testament as in die Ou Testament. Ou Testament noem hom vlugtig, maar as jy wil weet, die Ou Testament noem hom nooit 'n profeet nie. Die Nuwe Testament wys nie net vir jou dat hy 'n profeet was nie, dit vertel vir jou dat hy lewend hemel toe is en dit vertel ook vir jou wat hy gepreek het. En net so vir interessantheid, wat is die gedeelte wat die Bybel vir jou vertel, hy gepreek het? Dat Jesus, die Henog het verklaar in sy prediking, die wederkoms van Jesus Christus, nie die eerste koms nie, die wederkoms. Goed? Dink 'n bietjie daaroor. Meeste mense dink maar nee, die wederkoms is eintlik maar ietsie wat hulle eers van gaan later uitvind. Hy het voor die vloed die tweede koms van Jesus voorspel, nie net voorspel nie, vertel presies hoe dit gaan gebeur. Dat hy gaan kom met sy heilige 10.000 talle. Nog 'n voorbeeld, Petrus, baie kleurvolle karakter. En as jy die karakterstudie van Petrus gaan doen, is eintlik fascinerend. Hoe die man eintlik 'n gevangene was van sy persoonlikheid. Hy is iemand wat nie kan wag nie, hy wil doen. En gereeld doen hy die simpelste goed wat jy aan kan dink om te doen, want hy reageer voordat hy dink. Hy is uit die boot uit, hier is hy op pad na Jesus toe, en die volgende ding kyk hy om hom rond, en gats, waar sink hy? Mense sou dink, as hy in volle geloof uit die boot uitgeklim het, gaan hy sy oë gefokus hou op Jesus. Maar dis sy karakter. Hy is by die verheerliking op die berg. Jy moet eintlik hierdie verhaal gaan lees in al 3 sy weergawe om die volle prentjie te kry. Hier is Jesus, Moses en Elia, hierdie fantastiese gebeure wat hier voor hom plaasvind, en die beste ding, ek meen, regtig. Hulle is in verheerlikte vorm. Hy vra, kan ons nie vir julle 3 hutte bou nie? Gaan hulle geplaas wees oor weer, of oor wind, of oor... Hy laat my dink aan daai Engelse gesegde, sit down before you hurt yourself. Hy kon homself net nie help nie. En daar waar die Here hom probeer help het, daar maak hy nog groter foute. Toe die Here vir hom sê, jy het nodig om tot bekering te kom, na 3,5 jaar saam met Jesus. Na 3,5 jaar saam met Jesus. En hy sê vir hom, ek sal vir u sterwe, ek sal vir u gevangenis toe gaan. Jesus sê vir hom, voor hierdie aand verby is, gaan jy 3 maal ontken dat jy my ken. En hy probeer homself bewys. Weereens, 2 evangelies sê net, dat daar swaarde onder hulle was, maar een van die evangelies sê spesifiek, die een wat die swaard getrek het, en Malchus se oor afgekap het, was Petrus. Dink jy hy het werklik vir Malchus geteken? Hy is 'n visserman, hy het nie 'n klou om met 'n swaard te werk nie. Hy het waarskynlik vir een van die soldate gemik, maar 'n soldaat gaan hom nie deur 'n visserman laat raak kap nie. Hy kap 'n verkeerde ou se oor af. Nou gaan hy moeilikheid kry, want wat gaan met hom gebeur? Hy gaan ten minste gevangenis toe, as hy nie doodgaan nie. Want ek meen, hy val hulle nou met 'n swaard aan. Wat doen Jesus? Hy vat die man se oor en genees dit. So waar is die bewyse as hulle hom nou voor die gereg wil daag? Bewyse is nou weg. Goed? Hoe voel hy? Ek meen, hy probeer homself bewys. Maar net 'n rukkie daarna verloor hy dat hy Jesus ken. En toe hulle oë ontmoet, hardloop hy. En hy ween bitterlik. En die Bybel sê, hy en Johannes hardloop na die graf toe. En dan so 'n klein nugget. Johannes het eers aangekom. Hoekom staan hy daar? Probeer die Bybel vir ons vertel, Johannes was 'n beter atleet as Petrus. Nee, 'n man met 'n swaar hart, hardloop nie vinnig nie. Wat gaan gebeur as hy aankom en hy sien vir Jesus? Wat was die laaste keer wat hulle mekaar gesien het?
toe hom verloon het. Wat nou? Wat as hy opgestaan het? En dan, letterlik die laaste hoofstuk van die evangelie van Johannes, vertel van hoe hulle weer eintlik 'n herstel het in hulle verhouding. Toe Jesus vir hom vra, het jy my lief? Baie interessante studie daai, karakterstudie oor Petrus. Dan, volgende een, 'n woord of 'n konsepstudie. Iets soos byvoorbeeld om te salf met olie. Ek kry baie keer om baie vreemde goeders te doen. En een van dit is 'n geval waar 'n skool het besluit, die Christene gaan by mekaar kom en hulle gaan elkeen van die hoekpale met olie salf, want dan kan die duiwel glad nie by die kinders uitkom wanneer hulle by die skool is nie. Waar kom dan daai idee? Is daar Bybelse ondersteuning vir so 'n konsep? Jy salf net die hoekpale en jy is heeltemal veilig en die duiwel kan nie daar funksioneer nie. Hulle verwar verskillende goed. So 'n studie is baie goed om te kan sien. Wat is die verskillende vorme van salf met olie? Een is wanneer jy iemand in ampt plaas, ene is in die konteks van genesing, die ander ene is bloot net as 'n plek gemerk word vir dit wat daar gebeur het. Goed? Hulle verwar eintlik dit wat gebeur het in Egipte, waar daar bloed, nie olie nie, aan die deurposte gesit is om die mense te beskerm. So hulle verwar totaal onverwante konsepte met mekaar. Hulle is totaal en al die mekaar wanneer hulle so iets beoefen. Want as jy eenvoudig net nie Bybels nie. Dis nie hoe dit gedoen moet word nie. So, dis 'n interessante studie. Dan die studie oor die hemel. Ons hoor baie keer mense praat oor die 7de hemel. Die Bybel ken net 3. Net 3 hemele. En om daai te gaan ontgin, ook eintlik 'n baie interessante studie. Dan ook boekstudies. Iets soos Daniël en Openbaring, die interaksie tussen daai twee wat ons almal redelik goed ken, en dan iets soos 1 en 2 Tessalonisense, waar die eerste brief geskryf is, die mense verstaan nie al die konsepte nie, van die konsepte verstaan hulle totaal en al verkeerd, en is nodig om weer 'n brief vir hulle te skryf, in antwoord op die wanverstaan van die eerste brief. So as jy in daai konteks, daai twee boeke gaan saam lees, is dit 'n baie goeie studie, goeie kos, vir mense siel om te verstaan. Dan is daar 2 tipes Bybelstudies, deduktiewe Bybelstudie en induktiewe Bybelstudie. Nou, die lering van baie kerke, wat eintlik sê van meeste kerke, is eintlik deduktief, nie induktief nie. So kom ons gaan kyk vinnig, wat is die verskil tussen dit? Deduktiewe Bybelstudie begin by die groter prentjie en kyk hoe dit saamgestel is deur na die fynere detail te gaan kyk. So byvoorbeeld, kom hulle na die Bybel toe met die konsep van 'n geheime wegraping. En omdat hulle alreeds die konsep aanvaar het, gaan kyk hulle na die Bybel, en nou, wat kry hulle? Hier is 'n versie wat lyk asof dit wys na, ja, so hierdie bewys ons konsep. Is dit hoe die Bybel werk? Nee, want as jy met 'n wanvoorstelling by die Bybel aankom, gaan jy omtrent enige ding kan bewys. Kan nie so werk nie. Wanneer hulle dan kom by soos 'n dief, dan sê hulle, geheim, is soos 'n dief. Maar daai dief het altyd te doen met tyd, want die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag, is 'n verwysing na tyd, nie na wyse nie. So, met deduktiewe studie gaan jy dink dit verwys na geheime wegraping. Ook daai gelowige wat geneem word en die ongelowige wat gelaat word. Daai hele konsep is die resultaat van deduktiewe studie, want die oomblik wat jy hom induktief bestudeer, gaan jy agterkom die Bybel leer presies dieselfde, presies die teenoorgestelde. Dis die gelowige wat bly, dis die ongelowige wat geneem word en vernietig word. Dan induktiewe Bybelstudie, begin by die detail, die woord, die frase of die vers, en van daar af bou hy die groter prentjie. So, daar's altyd voordele en nadele hieraan. Deduktiewe studie is baie makliker om te doen as induktiewe studie. Dit is makliker, maar dit is nie beter nie. Die goeie studie is die induktiewe studie, daai moeite. Onthou, ons soek nie onmiddellike bevrediging nie, ons soek nie die vinnige resultate nie, ons soek die kwaliteit resultaat om geestelik te kan groei. As ons dan gaan kyk na die konsep van soos 'n dief, dan sien ons wie saamgeneem word, wie agtergelaat word en waarna daai soos 'n dief verwys. Daai konsep van die dag van die Here kom so 'n dief in die nag, kom 2 keer in die Bybel voor. Die een is wat hulle gebruik in 1 Tessalonisense hoofstuk 5, die tweede keer wanneer hy voorkom in 2 Petrus.
dan vertel dit vir jou, alles word vernietig daai dag. So kan iemand oorbly vir 7 jaar? Onmoontlik nie, kan nie wees nie. So, dan moet jy jouself afvra, maar wat is hierdie geheime wegraping? Kan ons daarby uitkom? Induktiewe studie verseker glad nie. Dan sal fases van studie, observasie, interpretasie en applikasie. Observasie is nou wanneer jy die Bybel lees, dan het jy die volgende, die interpretasie daarvan binne sy konteks, en ons gebruik dan verskillende metodes om daai interpretasie te doen, en dan die belangrike gedeelte wat baie mense vergeet. Jy moet altyd aan die einde van die studie vir jou vra, wat sê dit vir my in my lewe? Hoe is dit vir my relevant? Want as jy Bybelstudie doen, en daar's geen applikasie nie, het jy eintlik net jou tyd gemors. Ons doen Bybelstudie sodat dit ons lewens kan beïnvloed en verander, sodat ons dieper insig kan kry. As daar nie applikasie is nie, is dit 'n nuttelose oefening. Daar's ook 'n variasie op hierdie observasie, interpretasie en applikasie wat hulle noem SOAP. So ek gee hom in Engels, the Scripture, Observation, Application, Pray. Nou in hierdie geval is Scripture, die lees dis observasie in die eerste geval. Observation is dan die interpretasie gedeelte. Applikasie is dieselfde as die ander applikasie en hulle sluit hom bloot net af met die aspek van gebed in die einde. Om met die Here te praat oor dit wat jy bestudeer het. Hierdie is maar eenvoudige fases van so 'n studie. Dan is daar allerlei hulpmiddels wat 'n ou kan gebruik. Wanneer jy 'n Bybel gebruik, verseker meer as een. Daar is nie 'n ding soos 'n Bybel wat die regte een is, beter as al die ander en hy's foutloos nie. Bestaan nie. King James het foute, die Afrikaanse ou vertaling het foute. Daar is beter vertalings en swakker vertalings, verseker. Daar is nie 'n ding soos 'n Bybel wat foutloos vertaal is nie. As jy byvoorbeeld die hel met iemand wil deel, studie oor die hel. Ek vat enige dag, en ek weet daar is mense wat my met bakstene gaan wil gooi. Ek vat enige dag, as ek daai studie in Engels moet doen, die NIV eerder as die King James. Jy gaan jou simpel sukkel om daai studie suksesvol met iemand te doen uit die King James uit, want hy's nie konsekwent vertaal nie. Die NIV, wat een van die Bybel, ek het meeste Bybels het ek op my rak. Die NIV is nie daar nie. Glad nie mal oor daai Bybel nie. Maar wanneer ek die hel vir iemand moet verduidelik en hy het die NIV, dan weet ek my werk is makliker oor hoe hy vertaal is. Nou die NIV en die Afrikaanse ou vertaling is wat die hel aanbetref, presies dieselfde vertaal. Konsekwent. Goed? So, ons moet weet waarmee ons deel in terme van vertalings. Dan 'n konkordansie wat vir jou wys waar die verse voorkom ensovoorts. Bybelkommentare, wees bitter versigtig vir die Bybelkommentaar wat jy gebruik. Want Bybelkommentare het altyd 'n sterk element van die persoon se persoonlike siening ingebou. Hy lewer kommentaar en dit wat hy vir jou gee is al klaar 'n interpretasie van wat daar staan. So moet dit nie net opvreet vir soetkoek nie. Gaan toets dit. Gebruik betroubare Bybelkommentare. Dan 'n Bybelatlas, altyd goed om te weet waar die plekke is. Bybelwoordeboek, Bybelensiklopedie ook goed. Wees weer eens net versigtig. Somtyds is daar in die Bybelensiklopedie ook 'n mate van interpretasie al klaar. 'n leksikon, baie goed om te gebruik as jy weet hoe om te gebruik. En dan Christelike geskiedenisboeke wat 'n bietjie vir jou die geskiedenis duideliker maak. Wêreldgeskiedenis, veral wanneer jy profesie bestudeer, is dit altyd goed om dit te hê. Nou daar is iets soos die werke van Flavius Josephus, is baie goed om na te verwys, ook sommige van die kerkvaders se werk. Onthou net, die kerkvaders het ook nog nie volle ontwikkelde teologie gehad nie. So in sekere goeters is hulle baie nuttig, in ander goeters het hulle redelik misgetas. Al was hulle naby in tyd aan die oorspronklike gebeure, is daar sekere konsepte wat nog nie ontwikkel was nie, veral in die vroeë kerkvaders, die eerste 250-300 jaar min of meer. En dan natuurlik die gees en profesie. Want ons wil gees-geïnspireerde interpretasie doen. So, jy wil 'n bron gebruik wat gees-geïnspireerd is. Dan, Bybelsagteware, daar's 'n program met die naam Logos. Fenomenaal, in my persoonlike opinie, beste op die mark. Wat Bybelstudie aanbetref, maar hy's bitter duur en hy's ingewikkeld. Jy het amper 'n graad nodig om die ding te werk, maar hy het alles in.
Hy kan tot as jy by die woord kom, kan hy vir jou sê of hoe die woord uitgespreek word. Audio files in ongelooflike goeie bron. Maar dan is daar 'n ander ene wat genoem word eSword. Hoeveel van julle ken eSword? Ek sien 'n redelike hoeveelheid ken eSword. Nie naaste my so ingewikkeld of so gevorderd soos Logos nie, maar hy's gratis, hy's eenvoudig en hy's heeltemal voldoende. Mense het nie altyd al die fancy goeders van die Logos nodig nie. Logos is eintlik meer vir mense wat ek wil amper sê op 'n akademiese vlak daar wil indelf. eSword, meer as voldoende en ek gaan vinnig vir julle wys hoe sekere van daai lyk. So, kom ons kry 'n bietjie blootstelling. Kom ons kyk vinnig na Job, hoofstuk 40 vers 20. Hulle praat daar van 'n krokodil. Nou, ek gaan so 'n bietjie van daai skerm af weggaan en net vinnig vir julle wys. Hierdie is hoe die eSword lyk en ek het eSword daar oop. En hy sê in Job 40 vers 20, ek het die verkeerde bril op. Hy sê daar, kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek en met 'n tou sy tong afdruk? Kan jy 'n tou van bissies in sy neus sit en sy kakebeen met 'n hak deurboor? En dan gaan hy verder. Nou, iets interessant. Dennis, het jy die Engelse Bybel daar by jou? Kan jy gou vir ons Job 40 vers 20 lees asseblief? Onthou, hy praat hier van 'n krokodil. Hoor wat sê die Engels? Surely the mountain will food for him, and all the beasts of the field play there. Is daar enige ooreenstemming tussen die Afrikaans en die Engels? Niks. Can you read chapter 41 verse 1? Can you draw out with the hook, or the snare, his tongue, or the line which you lower? Nou daarso is jy aansienlik nader aan dit wat ons in die Afrikaans gehad het. Het julle geweet, die Afrikaanse en die Engelse hoofstukindeling is soms nie dieselfde nie. Die grootste verandering in die Bybel wat jy gaan kry, is juis in hierdie twee hoofstukke in die boek Job. Hy verskil met 16 verse. In die Engelse Bybel praat hy van hom as die Leviathan, die Leviathan. In die Afrikaans is dit 'n krokodil. Nou as jy die beskrywing gaan kyk, hierdie dier, jy kan hom nie doodmaak met 'n knopkierie nie, jy kan hom nie doodsteek met 'n lans nie. Wanneer hy sy oë oopmaak, dan is dit soos die dageraad wat opkom, en wanneer hy asemhaal, dan steek dit vure aan en. Is dit 'n krokodil? Nee. Daar is nie 'n manier nie. 'n groot vraagstuk in die boek Job. Satan maak al die moeilikheid in hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Hy veroorsaak al die pyn en lyding wat Job ervaar. En dan verdwyn hy. So beweer hulle. Maar as jy 'n studie gaan doen oor Leviathan, dan begin daar 'n ander prentjie te verskyn. En dan gaan julle wys hoe eenvoudig dit eintlik is om hierby uit te kom. Onthou, daarso het hy nou gesê, kan jy die krokodil met 'n tou uittrek? Nou, as jy direk sou gaan na die King James toe, hierso kan jy nou sien, is al die verskillende weergawes, daar is die Griekse Nuwe Testament, Griekse Ou Testament, daar is actually Griekse Ou Testament, die Septuagint, die Hebreëse Ou Testament, verskillende vertalings. Nou as jy nou daarheen toe gaan, die King James met sy Strongs, dan gaan jy sien, hier kom jy by wat hy net nou gelees het, surely the mountains bring him forth, ensovoorts, duidelik nie dieselfde vers nie, maar as jy gaan na hoofstuk 41, vers 1 toe, dan sê hy, can you draw out the Leviathan? Kan jy sien, daar is 'n nommertjie waar daar staan? Soos daai nommertjie vat, en ons sê vir hom, gaan soek vir my, daai nommertjie, dan gooi jy vir jou elke vers wat daai nommertjie voorkom in die Bybel, waar daai woord, die Hebreëse woord, voorkom, gooi jy vir jou uit. Onmiddellik, ons hoef nie ure te vat om dit te gaan soek nie. Ons het hom onmiddellik. Dan sien ons, hy kom voor in Job 3 vers 8, maar let nou mooi op.
In die Engelse King James het hy in hoofstuk 41 vers 1 gepraat van Leviathan, die Afrikaans het gepraat van 'n krokodil, né? Kyk nou wat maak hy in Job 3 vers 8. In die Engels sê hy, let them curse it that curses the day, who are ready to raise up the mourning. Rou. Maar sien die getalletjie langsom is dieselfde getalletjie as vir Leviathan. As ons hierdie vers sou gaan lees, ek gaan op hom klik, hy gaan hom vir my gee in die King James, en ek gaan na dieselfde vers toe in die Afrikaans. Kyk daar, Job 3 vers 8, mag die dagvervloekers hom verwens, hulle wat die kuns verstaan om die Leviathan op te hits. Kan hulle sien hoe Afrikaanse en Engelse, nou as jy net die Afrikaans gelees het, dan mis jy hom in Job, in die latere hoofstukke van Job. As jy net die Engels gelees het, dan mis jy hom in Job 3. Maar hy is in al twee. Waarmee is hierdie man besig in Job 3? Om die Leviathan op, hy is 'n dagvervloeker. Dis okkulte bedrywe daai. Hy roep wie op? Een of ander bose ding, roep hy op, maar hoe weet ons wat daai ding is? Kom ons gaan kyk 'n bietjie verder. Waar kom hy voor? Ons kry hom in Job 41 vers 1, dis waar ons net nou gekyk het. Ons kry hom in Psalm 74 vers 14. Nou ek gaan van vers 12 af lees. Nogtans is God my koning van die voortyd af, wat verlossing werk op die aarde. Hy het deur u sterkte die see geklief. U het die koppe van die seemonsters op die water gebreek. Let op, koppe, seemonsters, meervoud, beide gevalle. Kyk nou. U het die koppe, meervoud, van die Leviathan enkelvoud verbrysel. U het hom gegee as voedsel vir 'n volk, vir woestyndiere. Nou hier het ons te doen met Leviathan. Dis 'n enkel dier met veelvuldige koppe. Het ons in profesie so iets al teëgekom? Ja. Ons kry daar veelkoppige dier wat genoem word 'n draak in Openbaring 12. In Openbaring 13 is dit 'n dier. Goed. Maar nou, kyk nou waarmee eindig hierdie vers. Hy eindig met hulle gegee as voedsel vir 'n volk vir woestyndiere. Kom ons gaan gou na die King James toe op dieselfde versie. Hy sê daar, gavest him meat to the people inhabiting the wilderness. In die Afrikaans is dit woestyndiere. In die Engels is dit mense wat in die wildernis bly. Dis hier 'n probleem. Ja. Waarom moet ons nooit net een Bybel gebruik nie? Want die oomblik wat ons so iets teekom, moet ons gaan dieper delf. Nou, ons het nie die tyd vanaand om in al hierdie aspekte in te gaan nie. Maar daar is 'n baie spesifieke verwysing, wat 'n bietjie dieper delf nodig het. Maar kom ons gaan kyk na die volgende verwysing. Ons gaan op Psalm 104 toe, hy gaan vir ons nog 'n idee gee. Psalm 104 in die Afrikaanse ou vertaling, hy sê, ek lees van vers 25 af, daar is die see, groot en al kante toe wyd. Daar is 'n gewemel sonder getal, klein diere saam met grootes. Daar gaan die skepe en die Leviathan wat u geformeer het om daarin te speel. Die Leviathan word hier uitgebeeld as 'n dier wat in water speel en dit het te doen met skepe. Nou kan jy dink, maar okay, moet dit dan nou een of ander seemonster of 'n ding wees? Maar weer eens, het jy hier te doen met letterlike of het jy hier te doen met figuurlike? As jy gaan kyk na dit waarna hy in die vorige gevalle verwys het, is dit duidelik figuurlik. Waaruit kom die eerste dier uit? Uit die see uit. Wat is waters? Menigte, volke, nasies en tale. En skepe in Openbaring is 'n beeld van wat? Van handeldryf. Goed? Hierso kry jy daai selfde beeld wat Leviathan aanbetref. Nou, om hom duidelik te maak. Kyk 'n bietjie wat sê hy vir ons in Jesaja 27 vers 1. In die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, die vinnige slang, oor die Leviathan, die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak
wat in die groot water is? 'n Krokodil? Nee. Satan. Satan verdwyn nie in die boek Job nie. Hy kom net nie voor onder die naam waarin hy voorkom in hoofstuk 1 en 2 nie. Hy kom voor nadat God vir Job verduidelik het van alles wat hy geskaap het. En wanneer hy begin, dan vra hy vir hom, waar was jy toe ek die fondasies van die aarde gelê het? En dan begin hy so deur die skepping te werk. En dan praat hy net voordat hy verwys na die Leviathan, verwys hy na Behemoth. As jy die Afrikaans gaan lees, seekoei. Gaan lees die beskrywing. Sy krag is in sy kruis, ander woorde in sy laar rug. Hy het 'n stert soos 'n seder. Hoe lyk 'n seekoei se stert? Seder? Wat is 'n seder? Dis 'n massiewe boom. Nou, het mense en dinosourus, as jy in die Bybel glo, op dieselfde tyd geleef? Ja, in evolusie het hulle nie, in evolusie verskil hulle met miljoene jare, maar as jy in die Bybel glo, is al die diere op die aarde gewees, terwyl Adam en Eva en die ander mense na hulle daar was. En hulle sien 'n ding, hulle is bewus van 'n ding, wat deur God beskryf word as met die stert van 'n seder, en binne die konteks van wat hy beskryf in terme van die skepping, is dit elke keer al die groot goed wat hy gemaak het, hy verwys waarskynlik na die grootste landdier wat daar nog ooit was. 'n Argentinosaurus, hy's groter as 'n Brachiosaurus. Hy het 'n massiewe stert. Tot die moderne wetenskap erken, daai dier het die vermoë gehad, massief soos hy is, om op sy agterpote te kon staan. Hoe doen hy dit? Massiewe sterk lae rugspiere. Sy krag is in sy kruis. Nou praat hy oor hierdie diere wat hy ken. En heel in die einde kom hy en hy sê vir Job, Leviathan, kan jy hom vang met 'n hoek? Kan jy sy tong afbind met 'n tou? Kan jy hom ander woorde, hy sê vir Job, daar's goed wat aangaan wat buite jou beheer lê. Ek is God. Ek kan dit hanteer. Ons is kragteloos teen Satan op ons eie. Maar as ons aan God vashou, dan is haar oorwinning oor Satan en sy aanslag. So eintlik, en onthou, Job is nie heel wat later eers geskryf nie. Job is geskryf voor Genesis. Hy's net nie in daai volgorde in die Bybel gesit nie. Hy's heel wat later, hy's by die wysheidsgeskrifte gesit. So waaroor gaan Job? Dit gaan oor 'n groot stryd wat agter die skerms aangaan. En hy wys vir Job, jou pyn, jou lyding, dit wat jy deurgaan. Terwyl Job heeltyd gevra het, Here, hoekom gebeur hierdie goeders my? Het dit te doen met goeders wat jy nie van geweet het nie. Maar ek is God. Ek het mag oor hierdie wese. Kyk nie getuienis wat God gehad het oor Job. In die Afrikaans sê hulle, hy was vroom en opreg. Is eintlik miskien die moeite werd om vinnig gou na te kyk. Ons gaan net vinnig na Job toe. Job 1, hy sê, daar was 'n man in die land van Is, met die naam van Job. Die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. As jy gaan na die King James toe, dan sê hy, and that man was perfect and upright. Was Job sondeloos? Nee. Hoe kan hy beskryf word, nie net deur die skrywer van Job, Moses, as perfect nie. Bietjie verder in die hoofstuk beskryf God hom met dieselfde woorde. God sê, he's perfect. Is Job Christus? Nee. Maar hy's iemand wat gereinig is in die bloed van Christus, en hy verskyn voor God as perfect. Nie op sy eie meriete nie, op die meriete van die verlosser Jesus Christus. Goed? Vir daai rede, Dawid ook. Wat is God se getuienis oor Dawid? Nee ja. Goed.
So daar, net 'n eenvoudige verduideliking van, hierdie gee vir julle nou 'n idee van 'n paar van die elemente wat ons teëgekom het, nê? Om jou teks te ken, om te weet, jy moet meer as een Bybel werk, want hierdie Bybel en daai ene gaan verskil. Die oomblik dat hy verskil, delf dieper, gaan kyk. Het enige een van julle besondere kennis oor Grieks of Hebreëus nodig gehad om hier te kan sien waar Leviathan voorkom? Nee, glad nie. Hierso kan jy sien, hieronder sê hy vir jou. Hy gee vir die Hebreëus, jy hoef dit nie te kan lees nie, hy sê vir jou is Leviathan en hy gee vir jou die moderne idee van wat hulle dink dit is, maar ons studie het gewys, dit wat hulle hier sê, gee nie vir die volle prentjie nie. Maar daar is Bybelkommentare wat vir jou gaan sê, hierdie moet Satan wees. Kan nie anders nie. So ons het nou verskillende elemente van hierdie studie, het ons nou vinnig, net in 'n paar minute, by mekaar gesit en iets ontdek, wat die Bybel vir jou wys, en nou verstaan jy die boekie op beter. Goed? So, regtig die moeite werd, vir die van u wat nie hierdie het nie, gesels met my na die tyd. Hierdie sagteware is gratis, jy laai dit net af, jy kan vir jou 'n groot klomp verskillende Bybels aflaai, en dis definitief deur en deur die moeite werd, om dit op jou rekenaar te hê en jou studie met dit te doen. So, laat ek net weer die regte bril kry. So, dit dan, daai, is dit 'n krokodil? Nee, verseker nie. Dit is Satan. Nou, die nutriënte week, onthou hierdie is 'n inleidende reeks wat ons hierdie week doen. Daar's 'n volledige week van opleiding wat net gaan oor die aspek van nutriënte. Hoe om die Bybel te bestudeer. En in dit is dit praktiese Bybelstudies wat gedoen word. Al word themastudies gedoen, karakterstudie gedoen, woordstudie gedoen, boekstudies gedoen, want daar's verskille in hoe jy dit doen met elkeen van hulle. So as ons die geleentheid gaan kry eendag, dis deur en deur die moeite werd, dit gaan jou Bybelstudie lewend maak. Dit gaan maak dat jy nie die Bybel net wil lees nie. Jy voel eintlik amper onvervuld as jy dit net lees, want jy weet daar soveel meer onder die oppervlakte. Goed, is daar enige vrae oor dit wat ons vanaand bestudeer het? Julle maak my regtig bekommerd as jy nie vra het nie. Dit is een van twee goed, of ek dit regtig mooi verduidelik, of ek het julle so de mekaar gemaak, julle weet nie eens wat om te vra nie. Ja. Watter kommentare? OK. Ek verkies die Adventiste Bybelkommentaar. Dink is 'n baie goeie kommentaar. Ek sou wel so ver gaan soos om vir jou te sê, nie foutloos nie. Daar is sekere elemente wat raak gesien kon word, wat hulle nie sien nie, maar as jy dit gebruik as jou riglyn, hy gaan jou in oorgrote meerderheid van dinge, gaan hy jou reg help, maar daar is sekere dinge wat hy kan bietjie dieper gaan, wat hy kan vir jou bietjie meer geskiedkundige konteks gee en, maar onthou, daar gaan ook nie 'n ding wees, net soos daar nie 'n perfekte Bybel is nie, is daar nie 'n perfekte Bybelkommentaar nie, daar gaan altyd plek wees vir verbetering met enigiets, maar is 'n baie goeie een om te gebruik. Meeste van die ander kommentare is 'n bietjie van 'n uitdaging, omdat hulle, afhangende van wie die kommentaar saamgestel het, gaan hy Calvinistiese teologie in hê, of Pinkster teologie in hê, en sulke tipe van dinge. En dit maak dit bietjie problematies, hoe jy goeders interpreteer. Ek meen, die oomblik wat jy 'n Bybelkommentaar kry, byvoorbeeld wat deur Gordon Fee geskryf is, oor een van die boeke, want baie keer is dit verskillende auteurs vir elke Bybelboek. Wanneer Gordon Fee dit skryf, het hy 'n baie sterk vooroordeel in terme van spreking in tale. Die manier hoe hy kommentaar gaan lewer op die teks, gaan hy vir jou sê, maar dis ekstatiese spraak, dit moet, hierdie kommunikasie moet God wees, wat net eenvoudig hoegenaamd nie strook met wat die Bybel vir jou leer nie. En dit is 'n probleem. So hy gaan hom vir jou kleur, en as jy die kommentaar net eenvoudig gaan aanvaar, gaan jy by verkeerde konklusies uitkom. So mens moet baie versigtig daai gebruik. Yes. Maar so Dominee Paulsen het seker 'n boek verklaring oor die Bybel geskryf. Weet jy dalk wat sy naam is? Ja, nie nou. Is dit? OK. Ek dink as jy miskien kan saambring, ek sal graag so iets vir hulle wil wys. Onthou, ek het ook nie kennis van al die verskillendes nie, so as jy so 'n goeie bron het,
Bring hom saam, dat ons kan kyk daarna. Net so vir interessantheid, daai sagte ware wat ek net vir julle gewys het, hy het die kapasiteit nie net om vir jou verskillende Bybel weergawes te gee nie. Hy het ook Bybelkommentare wat jy kan gratis aflaai, Bybelatlasse wat jy kan aflaai, Bybelwoordeboeke. Hy het omtrent alles wat jy nodig het hy eintlik ingebou. Baie van dit is gratis, maar sekere weergawes van dit, ongelukkig moet jy voorbetaal as jy dit wil hê. Maar ek dink vir wat hy vir jou bied, is dit heeltemal voldoende. Ja. William Miller se. Okay. Wanneer jy kom by William Miller, dan moet jy verstaan wat sy beperking ook was. Hy was ook nie 'n foutlose man nie, so daar sekere interpretasies wat hy gemaak het wat nie korrek was nie. Byvoorbeeld, jy sal op die vroeë, daar's 2 kaarte gemaak waarin hy profesie uitlê. En op daai kaarte verskyn die getal 2520. En hy het geglo dis 'n spesifieke tydprofesie. Nou, die Geesprofesie sê vir jou die langste tydprofesie is die 2300 aandes en môres. Wat die 2520 problematies maak. Maar wat hy mee te doen gehad het, hy het 'n gedeelte van Levitikus gelees waarin, omdat hy die King James gebruik het, dit was sy Bybel van voorkeur, dit is eintlik die enigste ene sover soos wat mens kan bepaal wat hy gebruik het om te lees. En die vertaling in die King James sê, praat God met sy volk en hy sê, as julle dit en dit en dit nie doen nie, dan gaan hulle straf 7 times. En weer eens daarna, as julle dan nog steeds nie vir my luister nie, gaan ek julle straf 7 times. En omdat hy profesie bestudeer, vat hy die times as 'n jaar, as die getal 360. Hoekom? Onthou ons kry in Daniël time, times and half a time. Ons kry dieselfde konsep in Openbaring. Die uitdaging wat jy daar het, nou gebruik hy dit as profetiese tydsaanduiding. So dis 7 jaar wat 2520 jaar op uitwerk. Die probleem is, God herhaal daai waarskuwing 4 keer. Hoeveel jaar het jy as jy 4 2520's na mekaar sit? 10.080. Gaan daar 10.080 jaar wees? Nee. Hoekom het hy die fout gemaak? William Miller het nie 'n woord Hebreëus verstaan nie. Glad nie, niks. Nou, wat vertaal word in die King James as 7 times is die adjective vorm vir 7. Dis eintlik 7-fold. Maar hy weet dit nie. En hy gaan en hy neem aan hierdie is die getal 7. Jy het gewoonlik in tydprofesie het jy 'n getal en 'n profetiese faktor. Soos byvoorbeeld 1260 dae of 42 maande. Daai goed wat jy met mekaar kan maal. Hy neem aan dis dit. Hy maal dit met mekaar, hy kom by die verkeerde konklusie uit. Maar James White tel dit op en hy skryf 'n fenominale ontleding van dit en hy sê die man het bloot net 'n fout gemaak. Hy ken nie Hebreëus nie. Dis nie 'n actual tydprofesie nie. Ongelukkig is daai bron nie vrylik beskikbaar gewees nie. So baie mense, daar byvoorbeeld kerke in hierdie land, het kerke uitmekaar uitgeskeer oor die 2520 jaar profesie. Hulle het gesê ons moet teruggaan na die oorspronklike fondamente van die kerk. Ons moet daai sienings moet ons weer aanhang, terwyl dit foutiewe sienings was. Ja. Okay. Yes. Onthou, sy beginsels is baie goeie beginsels. Onthou net, hulle het nie al die bronne gehad wat ons het nie. Ons het soveel makliker metodes om by inligting uit te kom. En asseblief, bly weg van AI af. Dis scary. AI sal vir jou 'n ding so draai dat dit snaaks lyk. Onthou, AI doen wat hulle noem hallusineer. AI sal vir jou 'n aanhaling gee. Hy sal vir jou sê dis geskryf deur daai persoon, dis gepubliseer deur daai publikasie, hy is op daai jaar en dis die boek se naam. Geen feite agter dit, ja, bestaan nie eers so 'n boek nie.
AI werk op so 'n manier dat as hy dink dis wat jy wil hoor, gaan hy dit vir jou gee en hy sal dit vir jou gee met 'n aanhaling en 'n bron en 'n publikasie, huisverwysing en alles wat jy nodig het. Dis 'n totale hallusinasie, het bestaan nie. So bly eerder by dit wat jy weet is actual gedrukte boeke. Maar sy basiese beginsels van Bybelinterpretasie is goed. Ons het net meer vandag as wat hy gehad het. Hulle het byvoorbeeld glad nie die verskillende Bybelvertalings gehad wat ons het nie. En soos ek sê, die King James is nie ideaal vertaal wat sekere aspekte aanbetref nie, maar nog steeds een van my gunsteling weergawes. Goed, enige ander vrae? Ja. Is daar 'n? Nee. Nee. New King James lees makliker. Hy het nie die these and thous en sulke tipe van goeters in nie, maar hy's nie, ek sal nie sê hy's 'n beter weergawe nie, maar vir algemene lees is dit fyn, maar nee. Nee, eerder as wat ek die King James sal vat, gebruik ek die ESV. Die New King James gebruik ek die ESV. Dis ook 'n letterlike vertaling. Solank jy by 'n letterlike vertaling bly, is dit goed. Want hulle bly getrou aan letterlik die oorspronklike woorde. Nou partykeer word 'n ding in 'n ander taal totaal anders uitgedruk. En partykeer moet jy ook die konteks van die tyd waarin hy vertaal is, verstaan. Vers wat ons net nou gelees het, in Openbaring, jy gaan nie vir Tosius kry, om dit te vertaal as ek sê uit my mond uit braak nie. Dis net nie, in sy tyd is dit nie, jy praat nie so oor God nie. Maar as jy die oorspronklike taal lees, dis nie 'n keuse ding nie. Wat God daar wou oordra, is hulle louheid was absoluut verwerplik soos wanneer jy braak. Jy kan dit nie, it's not sustainable. So, enige ander vrae? Goed. Dan sluit ons af. Ons gaan môre, net vinnig om een aanskuif. Môre gesels ons 'n bietjie oor oefening. Nou kan julle dalk wonder, wat is oefening dan? Die fisiese aspek, dit waar jy gaan seer kry, dit waar jy die harde werk moet doen en is oefening. In praktyk is dit goeie soos om te getuig, om te evangeliseer, enige ander vorm daarvan om die woord uit te dra, maar ook jou interaksie met ander mense in die kerk soms waar jy kan seer kry. So, dit bespreek ons môre. Kom ons buig hoofde en sluit ons af met gebed. Heilige Vader, ons is dankbaar vir die geleentheid wat ons gehad het om 'n bietjie te dink oor en te bestudeer oor hoe om die Bybel te bestudeer, wat dit gaan vat om geestelike nutriënte in te kry sodat ons kan groei, kan sterk word, sodat ons kan doen dit wat U wil hê ons moet doen. Here, wil U die Here Gees ons inspireer om onsself hertoe te wy aan ernstige Bybelstudie, sodat ons U beter kan leer ken, U beter kan verstaan, en sodat U daardeur ook ons beter kan gebruik as instrumente om ook ander mense vir U te wen. Here, as ons nie kennis van U het nie, hoe kan ons U liefde uitdra? So Here, wil U vir ons 'n passie gee, nie net vir die studie van die woord nie, maar ook vir die uitdra van dit wat ons bestudeer het, sodat ons ander kan help om U te leer ken en in U te groei, soos wat ons begeerte ook is om in U te groei. Geef ons reisende genade, bring ons môre aand weer veilig by mekaar, dat ons verder kan kyk na hoe ons U woord kan uitdra in 'n wêreld wat so groot behoefte het aan U liefde en aan die genade van Jesus Christus. Dit vra ons in Jesus naam alleen. Amen.